Ons is hier by die toekomsberaad van Afrikaanse onderwys wat deur die Solidariteit Beweging aangebied word. Dis vir ons 'n baie belangrike dag in die historiese verloop van Afrikaanse onderwys. Afrikaanse onderwys staan weer by groot uitdagings. Uitdagings met die departement wat meer druk op skole sit en minder befonds. Ons het uitdagings met die administratiewe las wat op skole geplaas word. Ons het 'n uitdaging met die demografiese skuwe wat plaasvind, waar ons gemeenskappe in staat moet stel om hulle eie skole te kan vestig. Al hierdie goed is temas wat vandag hier by die toekomsberaad aangespreek word. Ons uitdaging kom waar ons vir die volgende geslag 'n toekoms gaan moet skep. Die manier hoe skole van hierdie uitdagings kan aanspreek, spesifiek rondom volhoubaarheid en selfstandigheid, kom daarop neer dat ons skole sekere aksieplanne, sekere goed in plek moet stel. Die eerste een is, 'n skool moet gaan kyk na sy bestaansdoel. Sy bestaansdoel het geskuif van 30 jaar terug af tot nou toe. Die bestaansdoel is baie meer geïntegreer in die groter gemeenskap. Wat volhoubaarheid aanbetref, is daar verskeie aksies wat ons loods om te kyk hoe ons skole meer selfstandig kan maak. En dan ook om 'n groter drywer aan die opvoedkundige uitnemendheidskant te hê, waar ons vroeër baie sterk kyk na akademie of akademiese prestasie, gaan ons baie sterker moet kyk na die opvoedkundige gehalte of opvoedkundige uitnemendheid van ons skole. Die beste buffer teen staatsverval is sterk selfstandige gemeenskappe. En die beste manier om sterk selfstandige gemeenskappe te bou, is om te kyk na die kern van daardie gemeenskappe, en dit is Afrikaanse skole. Vorm daardie kern. Dis natuurlik ook baie belangrik vir ons kulturele voortbestaan, dat daar Afrikaanse skole is. En vanuit AfriForum se perspektief as 'n gemeenskapsorganisasie, kyk ons hoe ons steun vanuit die gemeenskap kan mobiliseer om ons Afrikaanse skole sterker te maak. Ons doen aan die een kant het ons regsaksies wanneer Afrikaanse skole se taalbeleid bedreig word, maar op 'n praktiese vlak gebruik ons infrastruktuur in gemeenskappe om skole by te staan. Ons het buurtspanne met mense wat paaie regmaak, slaggate regmaak, voetoorgange verf, gras sny, en ons stel daardie dienste tot beskikking van skole. Ons het nou die dag, het ons hier naby Affies, het ons met die ondersteuning van die skole groot slaggat reggemaak, en ons doen dit letterlik op honderde slaggate, want daar is so baie van hulle. Dan op veiligheidsgebied het AfriForum 177 buurtwagte. Ons doen gratis veiligheidsaudits by skole. Ons het 'n noodknoppie wat ons gratis tot skole se beskikking stel, wat kinders kan gebruik as daar 'n noodsituasie is. Ons het 2 24 uur 7 dae 'n week beheerkamers wat daardie insidente hanteer, en dan het ons 'n klomp ander projekte ook by skole, wat ons 'n debatskompetisie dink of sink, 'n teen-boelieveldtog waar ons boeliegedrag opleiding het daarteen. Dan het ons 'n trauma-eenheid wat help met trauma in gemeenskappe, soos 'n baie wye spektrum van waar ons betrokke is. Maar wat ook belangrik is dat al die rolspelers in die gemeenskappe betrek moet word om die skole sterk te maak. En daarom het ons ook begin om gemeenskapsforums te stig, waar instellings, skole, kerke en so meer as gelyke vennote sit en koördineer hoe hulle mekaar gaan ondersteun, hoe ons skole sterker kan maak en hoe ons dan uiteindelik ons gemeenskappe sterker kan maak. Skole speel 'n sleutelrol hierin, en daarom is dit belangrik dat hierdie konferensie plaasvind en dat die onderskeie instellings sê hoe hulle skole kan ondersteun.